episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Marnix Boersema. Jonker de Beer. Ja. Goeiedag en baie welkom by hierdie opname van Radio Scriptura. Dit is goed om nog 'n episode te kan uitbring. Saam met my in die ateljee is Jonker Venter en Jaco de Beer. Lekker om weer met julle te gesels, manne, en welkom hier. Baie dankie. Ons het vandag 'n luisteraarsvraag wat ons graag behandel. En nou wil ek graag net vooraf sê vir ons luisteraars wat hierna kyk. Ons ontvang baie graag julle vrae en ons het 'n e-posadres info@scriptura.co.za. So stuur asseblief julle vrae. Dit is vir ons baie sinvol. Ons geniet dit om daaroor na te dink. Ons as span gesels oor die vrae. En ons het 'n beplanning van wanneer ons die luisteraarsvrae hanteer. Maar wat ek graag wou sê is dat die vrae wat inkom is dikwels heelwat. En dan moet ons dit mooi spasieer saam met ons ander episodes en reekse. So dit beteken dat as jy vir ons 'n vraag stuur, dan vat dit partykeer 'n rukkie voor ons daarby uitkom. Maar ons poog regtig om die vraag wat ons wel besluit om te antwoord, ons poog om dit so gou as moontlik te doen. En een van daai vrae is dan juist die vraag wat ons vandag hanteer, die vraag oor dekonstruksionisme. Dis 'n vraag wat ons 'n hele ruk terug gekry het, maar uiteindelik is ons nou daar en kan ons die luisteraar ook beantwoord of ons poog om die luisteraar te antwoord. So, ek wil graag vir ons die vraag lees soos ons dit ontvang het en dan gaan ek 'n bietjie beskryf hoe ons die proses of hoe ons hierdie gesprek gaan aanpak. So, kom ek kry net vir ons eers die skerm reg voordat ek vir ons die vraag lees. Goed, die luisteraars vra: wat is geloofsdeconstruction in aanhalingstekens? En hoe moet ons dit verstaan binne 'n gereformeerde raamwerk? Ek het 'n goeie vriend wat voorheen 'n gereformeerde Christen was, maar onlangs laat weet het dat hy nie meer glo nie. Hy sê hy gaan deur 'n proses van deconstruction waar hy sy geloof, die Bybel en sekere waarhede begin bevraagteken het. Ek hoor hierdie term al hoe meer. Wat beteken dit regtig en hoe behoort ons as gelowiges dit te verstaan en daarop te reageer? Hoe behoort ek hierdie vriend te benader en by te staan as iemand wat steeds glo? Ek wil nie argumenteer of hom verder vervreem nie, maar ek wil ook nie stil bly en voorgee alles is reg nie. Wat is wys en liefdevol in so 'n situasie? Hoe kan ek 'n getuie wees van die waarheid, wetend dat hy al die waarheid gehoor het en volgens my verstaan het? Tot sover die luisteraar se vraag. Nou goed, julle, dit lyk vir my die manier hoe ons hierdie vraag moet hanteer is, ons moet begin deur net eers te praat oor dekonstruksionisme, of soos wat die luisteraar het genoem het, deconstruction. En kom ons bespreek dit in die lig van die feit dat baie van ons luisteraars miskien nog nooit hierdie woord gehoor het nie. Dit is reg so, ek dink die luisteraar se waarneming is korrek, dat ons hoor al hoe meer van dekonstruksionisme en dekonstruksie van geloof. Dit lyk asof dit toeneem. Maar kom ons praat en kom ons verduidelik dit vir die van ons wat dalk nog nooit die term gehoor het nie en wat glad nie verstaan wat dit is nie. So, wie van julle wil dalk begin en net vir ons sê, wat word bedoel met dekonstruksie? Spesifiek die dekonstruksie van geloof of geloofsidees en geloofskonsepte. Wat word daarmee bedoel? En dan kan ons van daar af dit 'n bietjie verder uitpak en 'n bietjie meer tegniese beskrywing gee van dekonstruksionisme, waar dit vandaan kom, wat die invloede daarvan is, wie die persone verantwoordelik is, ensovoorts. So, in breë oorsig, Jaco, waarvan praat ons as ons praat van dekonstruksionisme? Maar ek gaan glad nie tegnies wees in my eerste reaksie nie. Ek gaan eenvoudige, kan ons sê, street language gebruik en verduideliking en illustrasie. Ek glo ons almal het al van hierdie video's gesien op YouTube as 'n nuwe foon uitkom, dan noem hulle hierdie unboxing video's, nee, waar hulle ons nou die foon unbox en dan kry ander ouens maak die foon oop om sy parte uitmekaar te haal en vir jou te wys hoe lyk hierdie foon of hierdie rekenaar of hierdie goede, hoe steek dit bymekaar. Nou, ek sal amper dit so wil illustreer. Dekonstruksionisme is hierdie unboxing van die geloof. En jy het al die jare in jou lewe iets geglo en
miskien in jouself kom daar twyfel, maar wat ek glo, is dit regtig waar? Of miskien hoor jy by iemand iets wat aanvegtend is oor jou geloof of oor jou siening, wat 'n vraag by jou opbring, maar ek het nie antwoord nie. Ek glo al die jare hierdie ding, of kom ons vat dit geloof, ek glo al die jare God bestaan. Ek het nooit vir myself gevra, hoekom sê ek God bestaan nie, en skielik daag iemand jou met daai vraag uit, en kom jy tot hierdie punt waar jy sê, kom ek unbox, kom ek pak my eie geloof uit, ek haal die parte uit mekaar uit, en vra oor elke komponent van my geloof, van my denk, my wêreldbeeld, is wat ek glo regtig waar. Nou, die probleem agter dit is veelkantig, dink ek. Eerstens is die algemene probleem, en is baie eenvoudig gesien, is dat veral in ons gereformeerde kring word ons groot met hierdie idee, en veral toe ek jonk was, is ons kinders word gesien en nie gehoor nie, of moenie vra nie, glo net, weet daai blind faith. Ja. Geloof die idee. So ek glo dit net. En nou as jy groot is, en veral in ons sosiale media wêreld en universiteite wat met hierdie liberale denke van relativisme gekonfronteer en postmodernisme gekonfronteer word, ek meen in ons jongtyd, in my jongtyd, is nog voor julle sinne, jy vra nie, dit is amper 'n doodsonde om 'n vraag te vra oor die geloof. Nou kom hierdie jong mense op universiteit, en vandag se jong mense, die 30, 40-jarig is, kom uit daai era uit, en selfs 50-jariges, kom uit daai era uit, en nou is die vraag ons in die oop, want ons leef in 'n baie vry denkende wêreld, waar goed op die media gegooi word, sosiale media gee dit ook 'n kans, en skielik is daar hierdie klomp vrae binne in my, wat nie verkeerd is nie, maar dit kan verskillende rigtings gaan, dit kan of deconstructionism gaan, of reformeer, nee? Terug na die skrif toe, en dis simplisties, ons nog baie om te sê, maar kom ek staan eers daar stil. Baie goeie verduideliking. Jonker, wil jy aanhaak daarby? Ja, maar niks, ek waardeer Jaco se inset as die ouer man hierso, om oor ons 30-jariges te praat. Ja, dis die probleem, nee, ons is in 'n tyd, elkeen word eintlik maar baie beïnvloed deur sy tyd, nê? En die gees van sy tyd, en dit wil my inset sal wees om net bietjie oor dekonstruksie te praat, en dekonstruksionisme moet ons ook besef, dit kom ook uit 'n tyd, in 'n tyd geleef waar daar waarskynlik gereageer en geoorreageer is teenoor 'n beweging van die tyd, nê. As mens dink dit kom eintlik maar uit wat sit nou die 19de eeu, vanuit die 18de eeu, ons sou nou baie breedvoerig daaroor kom bespreek, wat ek nou nie dink nodig is nie, maar as jy vat, dit kom eintlik maar al lankal van ouens soos Friedrich Nietzsche, nee, wat al die begin van die postmodernisme basies ingelei het, nee, waar 'n mens alles as relatief jy weet afmaak, jy weet die hele konsep van postmodernisme, dat daar nie 'n absolute waarheid is nie, jy weet, eers was daar 'n oorbeklemtoning van kennis deur empiriese feite, en nou, jy weet, toe sien ons nie maar die gevoel van die mens, en die emosie en die denke lei daaronder, en dan moet mens 'n bietjie subjektiewe waarheid daaraan koppel, en so het die pendulum heeltyd geswaai, tot ons uiteindelik gekom het by nihilisme, nê, wat maar net sê, niks het waarde nie, jy weet, die hele postmodernistiese beweging, en ek dink mens moet dit ook binne daai lyn sien, nê, die hele dekonstruksionisme, om te verstaan, hoe kan ek 'n ding ontleed om uiteindelik te verstaan wat is waar, en wat is reg, en wat is goed. Dit is natuurlik sekerlik die bedoeling gewees van Derrida gewees, maar natuurlik het dit ook gevolge en nagevolge en mense wat dit anderster gebruik. So ja, dit sal my eerste inset wees. So dit klink baie eerbaar op 'n manier, dekonstruksie. Dit beteken iemand is, hoe dit klink is, iemand is opreg oor sy geloof,
opreg oor wat hy glo en hy wil dit eintlik analiseer. As iemand sê hy gaan deur 'n proses van dekonstruksie, dan dink jy so 'n persoon is 'n logiese denker, is nie 'n persoon wat net alles glo, voetstuks glo en sommer net aanvaar wat hy hoor nie. So dekonstruksie skep die idee van iemand wat 'n nadenkende persoon is en ek dink dit is hoekom dit ook iets is wat in ons tyd geprys word, want dit spreek van iemand wat wetenskaplik gesind is, wat nie net, Jaco het ook gepraat van hierdie God of the Gaps of wat het jy dit genoem, jy weet, net geglo net, jy mag nie vrae vra nie. En Jonker, wat jy nou sê is baie belangrik, wat ons nou raak sien, is die gevolge van idees. So jy het gepraat van Nietzsche en die manne, wat ons in die vorige jare gevind het, en hulle werke se invloed, kan mens nou baie duidelik begin sien, soos wat die tyd aanstap. En dit moet ons ook net weer eens, dit noem ek nou net op die kantlyn, ons moet weer eens besef, dat idees het geweldige gevolge. Boeke en filosofiese uitsprake en konsepte het geweldige gevolge op die mensdom. So, kom ons kom 'n bietjie meer by tegniese beskrywing van dekonstruksie. Die luisteraar het gesê, hy merk op dat mense al hoe meer hoor van dekonstruksie, en dit is so, dit word al hoe meer gewild. Maar dit word waarskynlik al hoe meer gewild, omdat dit nou die gevolge is van, moontlik hoofsaaklik van die denke van 'n filosoof wat redelik onlangs geleef het, die filosoof Jacques Derrida. Hy het geleef van 1930 tot 2004, soos ek sê, hy was 'n filosoof, het ongeveer 40 boeke geskryf, en ek wil net so 'n kort oorsig gee oor wat hy gesê het, veral oor dekonstruksie. Nou weet ek, die filosofe is nie altyd so gaande daaroor as 'n mens probeer verduidelik wat hulle sê nie, want mense verstaan hulle gewoonlik verkeerd. En wat mense vandag bedoel met dekonstruksie, of deconstruction van hulle geloof, is nie noodwendig altyd wat Derrida daarmee bedoel het nie. Maar kom ek probeer verduidelik. So Derrida ontwikkel hierdie idee van dekonstruksie wat gaan oor die verhouding tussen teks en betekenis. Dis waaroor die hele vraagstuk gaan. Die vraagstuk is daar werklik betekenis in 'n teks? Op sy eie, kan ons sê dat daar waarheid, betekenis in 'n teksgedeelte is, sonder om te sê dat dit veranderbaar en vloeibaar is. Dis waaroor dit gaan, hierdie verhouding tussen teks en betekenis. So, wat Derrida sê is, taal en teks het net betekenis, omdat daar kontraste van idees is. Daar soos die een woord teenoor die ander woord, daar's een konsep teenoor die ander konsep. Dink byvoorbeeld aan die 10 gebooie in die Christelike geloof. Daar's een morele aspek of een morele uitspraak bo 'n ander een. So wat Derrida sê is die konsepte en idees binne 'n teks is nie vas nie, dis vloeibaar. So ons kan nie regtig dink in terme van binêre gedagtes 1 en 0 of swart en wit of reg of verkeerd nie, want dis vloeibaar binne in die konteks van die konsepte in daai woord. En nou begin 'n mens agterkom waar kom die idees van non-binary en LGBTQ en so, dit kom maar baie hiervan af. So, net om nog 'n bietjie uit te brei, binne in 'n teks of binne in 'n ideologie, sê Derrida, is daar noodwendig altyd 'n hiërargie van gedagtes. So daar staan altyd een konsep of een idee bo 'n ander een. Nou wat Derrida sê is, jy moet deur die proses van dekonstruksie gaan om 'n idee of 'n konsep of 'n teks of 'n geloof te vat en te vra, maar wat is die hiërargie wat daar is? Wat word bo aan 'n ander een gestel? En dan sê hy, moet jy onthou dat wanneer jy in hierdie proses is van dekonstruksie, dan moet jy daai spanning wat gestel word tussen konsepte en idees, moet jy uitwys, en dan wil hy eintlik hê mens moet nuwe terme daarvoor gee, en dan moet jy besef dat mens kan nie regtig sê dat een konsep is beter of reg of waar nie, want dit is nie reg of beter of waar op sy eie nie. Dit het maar net betekenis omdat dit in kontras staan met ander konsepte en idees. So, om dit 'n bietjie af te rond, Derrida wil nie hê dat 'n mens eindig by hierdie nihilistiese idee nie. Hy wil nie hê mens moet eindig by die punt dat jy sê niks het enige betekenis nie. Maar waar Derrida wil uitkom, dink ek, is hy wil hê dat 'n mens moet besef daar is nie werklik iets soos 'n vaste waarheid nie. En dat ons konsepte en idees moet uitpak en volgens hom eerlik wees met wat sit alles agter
die konsep of die idee of die geloof wat ons handhaaf. So, dit is nou 'n bietjie meer 'n tegniese beskrywing, maar ek dink tog is belangrik om te sien waar hierdie idees vandaan kom. So vir ons luisteraar, gaan kyk 'n bietjie na die werke van Jacques Derrida en gaan kyk wat hoe sluit dit aan by die fenomeen wat ons vandag sien rondom hierdie saak. Jaco, jy wil nog iets daarbey aanhaak? Ja, ek wil weer met so 'n illustrasie aanhaak en miskien so 'n paar antwoorde gee oor die tegniese kant daarvan is. Daar's 'n film wat afgespeel het in my jong dae, ek weet nie van die 20s of die 30s is nie. En ek kan nou nie die film se naam onthou nie, maar die film het gegaan oor 'n baba wat groot geword het in 'n bubbel. Die persoon die film is 'n fiktiewe film van wat 'n ou het 'n bubbel geskep, soos 'n kunsmatige wêreld waar hy die baba ingesit het en die baba daar groot geword en tot 'n jong man gekom en al wat hy dan geken het is dit wat hy gesien het en hoe hy betekenis en waarde daaraan geskep het. Nou kan jy hoor waartoe gaan ek. Die idee van Derrida, as ek sy naam reg is, is Derrida, is dat jou betekenis van woorde is wat jy in jou ervaringswêreld daan geskep het, maar hoe weet jy dis waar? Met ander woorde, daai jong man het groot geword in daai bubbel. Die idee soos 'n deur of wat ook al jy betekenis aan daai woord wil gee is wat jy daai gesien het. Nou kom die vraag, maar is daar nie 'n wêreld buite jou wat ander betekenis aan woorde het nie? Hoe weet jy wat jy sê, wat jy die betekenis daaraan heg, is die betekenis daarvan? Onmiddellik, wow, dit is moontlik. Met ander woorde, dit skep hierdie fiktiewe wêreld van ons ander wêreld, daar's ander betekenisse en geen woord het meer 'n definitiewe betekenis nie, want dis maar wat jy daarvan maak. En dis ook vloeibaar, dit kan ook verander. Jy word groter en skielik raak daai woord se betekenis iets anders. Ek sê vir jou deur, jy sien 'n deur omdat jy groot geword het met wat 'n deur is. Maar hoe weet jy in 'n ander wêreld is die woord deur nie iets anders nie? So elke woord raak skielik vloeibaar. Dit is totaal onseker en dit is amper soos en ek wil ook 'n tweede illustrasie gebruik, die cloud. Ons leef mos nou deesdae in die cloud met al ons data, né? So alles leef in die cloud en jy begin later 'n wese in die cloud word wat rondvloei op 'n wolkie in 'n wêreld sonder werklike betekenis en jy moet kalm raak en jy moenie so definitief wees in jou oortuigings nie en dit is éventueel waar jy eindig as jy gedekonstrueer het. Jy float in die cloud en ek sal môre weer anders ding oor sake en miskien vind ek volgende jaar iets anders uit. En so kan jy nie meer met so waarheid, die idee van waarheid raak 'n totale vraagteken. Daar is nie meer iets soos waarheid nie. So okay, Paulus toe hy geskryf het, ons vat dit Bybel toe. Toe Paulus geskryf het en hy het gesê dit kom ons vat homoseksualiteit. Houding van man en vrou is tussen een man, een vrou, buite dit is homoseksualiteit is verkeerd. Dit was Paulus se wêreldjie waarin hy groot geword het. Dis sy bubbel waarin hy groot geword het en vandag is bubbel al bietjie groter, so nee, dit is nie meer soos wat ons dit toe gesien het nie. Dit is die idee van dekonstruksie. So nou kom ek na my geloof toe. Ek het altyd geglo God is God en hier is die rede hoekom ek glo God is God, want sy woord sê so, ek kan dit in die skepping sien. En nou kom die filosofie en hy sê nee, wag 'n bietjie. Jou wêreldjie is nou al groter, hy is vandag 30, 40, 50 jaar oud. Wow, dit kan nie meer so wees nie en dan kom daar nuwe idees by. So dit is dekonstruksie bring jou by daai punt waar jy dan net jy's vloeibaar met alles rondom jou en jy maak jouself oop vir nog 'n denke. Nou ek dink dit is maar basies in 'n laymanste wat jy probeer sê het. Baie goed, ja. Jonker. Maar niks, ek sal vinnig wees, hopelik. As ek dekonstruksionisme reg verstaan van Derrida, natuurlik ook soos ek gesê het, binne sy konteks wat hy dit gepoog het, maar hoe dit nou verander het tot waar ons dit vandag verstaan en sien, en hoe dit uitgeleef word, dan is dit eintlik 'n filosofie van teenoorgesteldes. So teenoorgesteldes word eintlik opgestel teenoor mekaar in 'n poging om die verhouding van die minderheid se waarheid uit te bring. Ja. So en dis nogal 'n groot wat sal ek nou sê, wortel voor die neus vir die moderne kultuur, nê. As jy 'n minderheid in die minderheid is, dan gaan jy dekonstruksie baie van hou.
want dan kan jy die wat in die meerdere is, eenvoudig maar net afbreek om jou waarheid uit te bring. So 'n laaste opmerking dan daaroor is die hele poging wat Derrida gehad het klaarblyklik was om om te wys dat daar waarheid is in elke standpunt of vanuit elke hoek uit. Die nadeel is hy het eintlik tot die gevolgtrekking gekom, as ek het reg verstaan, dat die oomblik wanneer jy deur mekaar en verward is, dan is jy op die regte plek. Ja. En dis 'n groot probleem, veral vir ons gesprek vandag. Ja. Want solank as wat jy deur mekaar is, dan weet jy jy's soekend. Ja. En as jy soekend is, kan jy leer en dan kan jy groei. Ja. Maar dis 'n baie gevaarlike ding vir 'n gelowige. Ja, so dis baie interessant dat hy kom by die punt dat as jy sê jy glo vas of jy is seker, dan sê dis eintlik 'n kenmerk van 'n tipe onvolwassenheid en 'n onontwikkelde denke. Want jy neem nie in ag dat daar's ander waarhede daar buite wat jy in ag moet neem nie. So dis 'n baie belangrike punt wat jy nou hier uitlig. Want hy sê dat ons kan nie net sê dat wat ek glo, wat ek weet is waar nie, want ons moet besef dat die enigste rede hoekom ons idee geontwikkel het soos wat hy nou is omdat ons die konteks het van die teenoorgesteldes daar buite. So ons moet verstaan dat die waarhede wat daar buite is in die ander konsepte of idees, dra waarde en ons moet dit erken en ons moenie so eksklusief wees nie. Baie prakties sien ons hierdie tipe gedagtes vloei uit in byvoorbeeld wat noem mense dit, intergeloofsdienste of samekoms. Ons het in NG Kerk Hermanus het ons dit gesien waar 'n klomp gelowe bymekaar kom, want ons erken dat daar onder hierdie gelowe is daar waarhede onder ons almal en ons moet dit alles saamtrek en ons moet net mooi vind wat is eintlik die grootste gemeene deler. So dit weer eens, dit is nou op die kant en dit is 'n nuwe gedagte op sy eie. Ja. Die punt wat ons moet raak sien by hierdie eerste gedagte wat ons nou vanoggend uitgelig het, is die werk van Jacques Derrida is geweldig belangrik om raak te sien en te verstaan in ons konteks, want dit het 'n baie groot invloed op baie van die dinge wat ons vandag raak sien. So, ons sal 'n bietjie moet aangaan. Jonker, wil jy nog iets sê? Maar net so, ek wil net sê, ek dink daar is waarheid in wat hy gesê het ook, né? Mens moet ook besef as gelowiges in nederigheid moet jy ook altyd 'n ander kant insien en probeer insien en evalueer op rasionele gronde, nê, en skrifgronde ook. So daar is waarheid daarin. Mens moenie wat sit boasting nou, jy weet, hoogmoedig raak. Oor jou standpunt nie. Jy moet oop wees vir ander ouens se gesprekke, maar ek dink dis geweldig gevaarlik wat hy of waartoe dit eintlik ontaard het. So kom ons gaan 'n bietjie voort op daai wat jy nou gesê het, Jonker, want dit bring ons by die tweede punt in ons episode. En dit is dat ons moet erken dat daar miskien in die verlede te veel gesê is of dat ons gesê het ons laat geen gesprek of geen vrae toe nie. Jaco het dit in die begin gesê, wat ons glo is vas en ons gaan nie dit ondersoek nie, ons wil nie toelaat dat enige iemand wat ander vrae het of iemand wat twyfel of iemand wat soekend is, ons laat nie toe dat daai dinge geopper word nie. Jy moet net glo. So ons wil geen verdere ondersoek instel nie. En dit het tot 'n mate daartoe gelei dat ons in die probleem sit waar ons nou sit. Dat ons ook vandag nie regtig meer goed begronde antwoorde kan gee op die vrae wat die wêreld daar buite vra nie. Want ons is nie bereid om deur hierdie proses te gaan nie. Nou, let mooi op, ek sê nie ons moet die proses wat Jacques Derrida voorskryf volg nie. Derrida sê met ander woorde dat ons moet net aanvaar dat almal het 'n stukkie van die waarheid, ons moet dit net bymekaar voeg. Dis glad nie wat ek sê nie. Wat ek probeer sê is, ons weet wat is waar, en ons moet onthou, die Bybel kan die toets van die tye en die vrae deurstaan. En ons hoef nie bang te wees vir die vrae nie, ons kan dit ondersoek. So ons kan met die vrae en die uitdagings wat daar buite is en wat gevra word, kan ons na die skrif toe gaan en daar die antwoorde soek, maar ons toets dit altyd teen die hoeksteen van waarheid. Derrida wil eintlik die waarheid afbreek, terwyl ons sê,
die hoeksteen van waarheid sal bly staan. Die fondament is gegrawe, die fondament lê en hy sal die toetse deurstaan. Ons kan maar met die vraag werk wanneer ons teruggaan na die woord toe. So kom ons verduidelik dit of kom ons gaan 'n bietjie verder hierop in, want dis wat die luisteraar ook vra, is hoe kan 'n mens so 'n persoon help wat deur hierdie proses van dekonstruksie gaan? En daarvoor is dit miskien nodig dat ons moet praat oor die verskil tussen dekonstruksionisme en kritiese denke, of die verskil tussen deconstruction en toetsing of selfondersoek. Wat sê die Bybel oor ondersoek instel? Wat sê die Bybel oor hierdie tipe dinge? Moet ons maar net vir mense sê, luister, ons gaan nie jou vrae hanteer nie, ons gaan dit nie oorweeg nie, ons gaan nie daaroor nadink nie, jy moet net glo? Is dit die houding wat ons moet inneem volgens die skrif, of hoe moet ons dit verstaan? Maar niks voor ek net daar sê, wil ek net so 'n klein stapie terugmaak en net neem en 'n stelling maak. Hierdie filosofiese manier van dink vandag is baie gewild. Dit is omdat mense hou daarvan om so filosofies te dink. So as 'n stuk arrogansie wat daarin ook sit, 'n stuk hoogmoed, so 'n stuk selfvoldaning. Maar hierdie idee van, en dis hoekom ek dink die Charlie Kirk ook so baie suksesvol was, maar op 'n goeie manier, en ek dink Charlie Kirk het wat hy gedoen het op die regte manier gedoen, en dit is waar ek wil aansluit by jou punt, is dat is maar eintlik half ironies, want ons gereformeerde teologie het sulke goeie antwoorde, en die basis van ons gereformeerde teologie is dat ons kan weet en glo. Natuurlik is daar 'n grens waar ons nie alles kan weet nie, maar geloof is nie onlogies nie. Geloof, ek dink soos wat R.C. Sproul baie keer gesê het, is reasonable. Ons het 'n reasonable faith. Iets soos die drie-eenheid kan ons nie volkome verstaan nie, maar die drie-eenheid is nie totaal onlogies nie. Die Bybel is baie logies. Die Bybel het baie logiese antwoorde. As jy gaan kyk na die evangelie, die idee van sonde en hoekom Jesus moet kom en waarom hy moes sterwe, dit is geweldig logies. Dit is onlogies om te sê dat daar nie retribusie moet wees nie, dat geregtigheid nie moet seëvier nie. Die idee van geregtigheid en regverdigmaking is geweldige logiese konsepte. Ja, selfs God se bestaan is geweldig logies, tot op 'n punt waar ons nie hom kan definieer nie. Die feit dat die wêreld van iets afkom wat hom, van 'n persoonlike wese wat hom geskaap het, is 'n geweldige logiese antwoord. Ateïsme is totaal onlogies. So dit is belangrik om dit raak, as die fout wat ons gemaak het, en ek het reeds al na verwys is, en ek gaan nie te lank dit sê is nie, dat ons in ons ou gereformeerde tradisie nie apologetiek vrylik laat floreer het, en dat mense kan dink en apologetiese goeie antwoord gee nie, soos wat Petrus sê, dat ons kan 'n antwoord gee vir die hoop en die geloof wat ons aan ons het nie. So ons jong mense sit vandag met 'n groot gaping, en ouers weet nie om hulle te antwoord nie, want ouers het, my ouderdom ouers en miskien bietjie jonger, groot geword in daai gaping, waar ons hierdie denke, en interessant van my ook, dis ook 'n filosofiese idee gewees, wat ons ingevoer het, en ons geloof, wat sê, filosofiese idee wat sê, moenie vra nie, moenie geloof glo. Dis 'n filosofiese idee, so, ons het 'n valse filosofie in ons geloof ingevoer, en dit is vals. Die Bybel is baie duidelik, en jy kan gaan kyk na die Bybel is ook nie bang oor die onsekerheid van gelowiges nie. Gaan lees die Psalms. Die Psalm het geworstel met groot vrae. Dink aan Johannes die Doper. Ek dink ons mis dit. Ek het enige baie goeie, toe ek baie twyfel gehad het, toe luister ek na 'n preek van John MacArthur, en die preek se naam was The Doubting Believer. En toe gebruik hy Johannes die Doper as voorbeeld. Toe sê hy, Johannes Doper is seker iemand wat meer as ek en jy ons almal al saam gesien het van Jesus. Hy het die stem uit die hemel uit gehoor. Hy was daar. Toe in die tronk sit, toe stuur hy een van sy volgelinge na Jesus toe. Hy vra vir hom, is jy werklik die een wat moes kom? Daar hoor jy dit, daar sien jy dit. Ja. Die antwoord, die groot vraag is, tussen deconstructionism en kritiese denke en goeie selfondersoek is, waar gaan jy heen met jou twyfel en jou vraag? En John MacArthur se antwoord was, Johannes die Doper het na Jesus toe gehardloop. Die konstruksie hardloop weg van Jesus af, dit wil Jesus uit die prentjie uitskilder. Dit wil nie van Jesus hoor nie. Die konstruksie wil hom met aggressiewelik op 'n mooi manier uitskryf, want dit haat hom. Ja. Maar ware twyfel en ware selfondersoek en ware kritiese denke
hardloop juist na Jesus toe, want dit wil, glo in hom, dit wil in hom vashou. En dis die verskil, dat jy werklike geloof het, maar begin twyfel en soek. Dekonstruksie is eintlik totaal, is 'n dekmantel vir ateïsme en ongeloof. Ja, daar is 'n baie goeie waarneming. Ons moet onthou dat ons geloof, die Christelike geloof, jy daaraan geraak, Jaco, is soos Paul gesê het, is 'n reasonable faith. Ons Christelike geloof, daar is bewyse vir wat ons glo. Daar is bewyse. Byvoorbeeld die opstanding van die Here Jesus Christus, daar's bewyse daarvoor. Maar wat dekonstruksie doen, is dit wil juis daardie bewyse wat ons in die teks vind, totaal en al uitrafel. So wat dekonstruksie doen is, dit raak aan die wese van waarheid, en dit raak aan die wese van skrifgesag. So niks is meer uiteindelik waar nie, niks kan meer vertrou word nie, en jy is in die eindelose spiraal van verwarring en onsekerheid en onwaarheid, en jy skep eintlik maar net jou eie idees van vloeibare konsepte en teenoorgesteldes ensovoorts, soos wat die dag gesê het. Maar kom ons hou dit vas, dat daar is bewyse vir ons geloof. Ons mag gaan soek vir die bewyse. Ons kan bewyse gee vir weer eens die opstanding, byvoorbeeld, as die kern van ons geloof, ons kan bewyse daarvoor gee. Ons mag praat oor die apologetiese, die bewyse wat daar is, die redenasies, waarom ons kom by dit wat ons kom. Kyk na Paulus op die Areopagus. Hy redeneer met die mense, nie net in die mark bly nie, maar met die denkers van sy tyd. Natuurlik, toe hy by die opstanding kom, toe lag hulle vir hom. Toe sê hulle, hy's 'n praatjiesmaker. Maar hy het nogtans met hulle geredeneer, en dis wonderlike voorbeelde in Handelinge, hoe die apostels redenasies voer, rasionele argumente met mense het. Maar hulle bring dit altyd terug na die bewyse, na die opstanding, na dit wat God gesê het, en hulle breek nie af aan die waarheid nie. So, dit is 'n volgende punt wat ons moet onthou, dat die waarheid is 'n persoon. En die persoon Jesus Christus is nie iemand wat jy kan dekonstrueer nie. Christus kan nie gedekonstrukt word nie, hy's 'n persoon. So die waarheid is nie hierdie konsep wat ons net moet ooreenstem is waar nie. Dit is amper die gedagte wat 'n mens in die deconstruction kry, is dat die Christene sê hierdie konsep is waar, terwyl die Christene sê Christus is die waarheid as 'n persoon. En daarom gaan ons altyd terug na die persoon Christus toe, en wil ons ook die vraag ondersoek in die lig van wie Christus is en wat hy gesê het. Want dit gaan altyd daaroor, glo ek wat hy gesê het, glo ek die woord wat uit sy mond uitgegaan het. En dan wil ek ook genoem het, as ons 'n voorbeeld neem van kritiese denke, Jaco, jy het ook gepraat van kritiese denke, die Bybel moedig ons juis aan om krities te dink, en met krities bedoel ek nie dat ons die gesag van die skrif betwyfel nie, met krities bedoel ek wat die Bybel noem krino of krinein, is 'n ondersoekende gees, nie met die bedoeling om die gesag van Christus af te breek of die skrif af te breek nie, maar om by die waarheid uiteindelik uit te kom. Daai ondersoekende en daai onderskeidende vermoë word aangevuur in die skrif, byvoorbeeld, en word in 'n positiewe lig gestel. Dink aan Handelinge 17. In Handelinge 17 dan preek Paulus vir die mense van Berea, en dan staan daar Handelinge 17 vers 11, hierdie mense, die mense van Berea, was edelmoediger as die in Thessalonika. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang, daar hoor jy hulle gesindheid, hulle ontvang die woord, en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. So hier het jy mense wat luister na Paulus, hulle hoor wat hy sê, hulle het 'n oop gesindheid om te ontvang wat hy sê, maar wat doen hulle dan? Hulle toets dit. Hulle ondersoek dit, hulle gaan terug na die skrifte en hulle gaan kyk of dit werklik waar is. So net om te onderstreep, die skrif moedig ons aan om die regte vrae te vra sodat ons uiteindelik by die waarheid sal kom. Dis iets anders as dekonstruksie. Dit is, kom ons gaan terug na Christus, kom ons gaan terug na sy woord en kom ons vra die regte vraag. Gaan kyk na die Here Jesus Christus as die mense na hom toe kom. Dan vra hy vra. Hy vra vir hulle, waarom vra jy dit? Waarom soek julle 'n teken? Ensovoorts, ensovoorts. So die Here Jesus Christus vra self baie vrae. Waarom? Om die leuen te ontbloot en uiteindelik ook die waarheid te ontdek. So dit is in kort die verskil tussen dekonstruksie en wat die Bybel sê oor kritiese denke en selfondersoek. Ons het die vermoë om in ons gewete ook onsself te ondersoek en idees te ondersoek. En ons moet dit ook doen.
Nou kom ons uiteindelik by die laaste praktiese gedagte. Kom ons gee 'n paar kort en kragtige riglyne oor hoe kan ons nou iemand help wat deur hierdie proses van dekonstruksie gaan. Ons luisteraar het 'n baie mooi gesindheid ook genoem dat 'n mens wil getuig van die waarheid terwyl jy ook die persoon nie afskryf nie, maar jy wil tog sê wat is waar en wat is reg. Jy wil die persoon help sonder om die waarheid prys te gee en sonder om jou vriend te verloor. So hoe doen ons dit? Maar niks, soos ons nou gepraat het ek al 'n bietjie aan 'n paar ander ouens gedink aan Thomas Kuhn eintlik, wat bekend was vir sy paradigma verskywings. Een paradigma heers vir 'n tyd lank en dan kom maar 'n nuwe paradigma en die paradigma vervang die eerste paradigma. Ek som dit nou regtig heeltemal te kort op. En maar die punt is, jy sien in al daardie mense soort van 'n ontwikkeling van hierdie hele idee van die teenoorgesteldes, nê. En toe kom Hegel met sy hele teses en antiteses en sintese waar jy het 'n stelling en jy het 'n teenstelling en dan jy 'n samestelling en dit gee weer vir jou 'n antwoord. En nou sien ons praat van Jacques Derrida wat heeltyd hierdie teenoorgesteldes opstel teenoor mekaar en eintlik waarheid in dit alles soek. En die vraag wat die luisteraar dan vra is, hoe kan ons so 'n persoon help? Hoe behoort ek hierdie vriend te benader en by te staan as iemand wat steeds glo? Nou ons het baie dinge uitgelig soos hoe gevaarlik dit is en dat dekonstruksie nie dieselfde is as logiese redenasie wat die Here vir die mens gegee het nie. Maar ek wil eintlik waag om te sê dat my voorstel is om juis hierdie dekonstruktiewe benadering tot jou voordeel te gebruik. En die persoon sit vas in eintlik in twyfel. En twyfel wat dan in die verkeerde rigting gelei word deur dekonstruksionisme, gaan hom tot ongeloof of kan hom tot ongeloof lei, nê. Maar ek wil eintlik sê in die lig van wat ek nou gesê het, hierdie hele teses, antiteses en sintese en wat sien jy heeltyd? Jy sien 'n tweegesprek. Jy sien ek het iets om te sê, jy het iets om te sê, ons moet by 'n antwoord uitkom. Maar nou wil ek dit baie sterk beklemtoon dat as jy vat iemand soos Cornelius van Til, die apologeet, het ook hierdie dinge raak gesien van die teses en die antiteses, maar vanuit die vertrekpunt dat die Bybel die waarheid is. En dis die punt. Voer gesprek met die persoon. Eintlik nooi hom uit om gesprek met jou te voer. En om eintlik stimuleer hom om te sê, kom ons soek die waarheid. Jy is op soek na die waarheid, jy wil ons nou als dekonstruktureer. Maar kom ons doen dit met die feite, of ten minste die persoon wat jy weet, wie jy dan nou help, dat jy ten minste vanuit die voorveronderstelling werk, die Bybel is die waarheid, en lei die persoon heeltyd terug na, maar wat sê die Bybel? En kan die Bybel vertrou word hier? Natuurlik kan hy, want ons weet die Bybel is die waarheid. En jy moet die Bybel kan nie verkeerd wees nie, né? So om heeltyd in gesprek met die persoon te bly, maar met jou voorveronderstelling dat die Bybel die waarheid is. En dit gee uiteindelik die antwoord. Ek bedoel Romeine 1 sê vir ons, daar is eintlik net twee. Daar's twee wêreldbeskouings. Daar's een wat sê dis die waarheid en daar's die ander een wat die waarheid teestaan. En dan nou sien jy hierdie teses en antiteses. So ek wil eintlik sê gebruik dit tot jou voordeel sodat die persoon wat nou soekend is om daai persoon te lei in die waarheid. Ja, maar niks, 'n paar riglyne van my kant ook af is die luisteraar het gevra hoe moet hy maak want hy wil nie argumenteer nie en hy wil ook nie beklei nie of so ensovoorts. So dit sou baie 'n verkeerde reaksie wees om aanvanklik net jou vriend te los en te verdwyn. Ek sou sê bly teenwoordig, moenie die vriendskap op sy skuif nie. Dit is juis in hierdie
hierdie omgewing waar jy die meeste nodig het en waar jy ook baie kan leer. Daar's geweldige leerproses vir jou eie geloof daarin. So wees absoluut eerlik, opreg en teenwoordig en dan luister baie mooi. Mense wat in hierdie tipe prosesse en dinge het baie keer meer luister nodig, dat ons net goed luister, dat hulle eerlik kan uitpak wat hulle sê en waarmee hulle besig is. Ook 'n negatiewe ding van ons gereformeerdes is, ons het mos nou al die antwoorde en ons staan gereed om al die antwoorde te gee en sommer 'n hele preek af te steek na die eerste vraag. So ek dink, luister net in die begin baie mooi, en sit in, moenie baie antwoorde gee nie, luister, neem waar en neem in, wat sê die persoon. En ek dink die baie belangrike ding hier, derde baie belangrike ding is, want dis wat die Bybel doen, wees eerlik oor jou eie worsteling, né? Ek het net nou gesê hoe Psalms hieroor praat, hoe Johannes die Doper eerlik was oor sy eie worsteling. Vertel van jou eie worsteling, vertel van jou eie vrae, wys vir die persoon dat geloof is eerlik, openhartig. Dit is nie, en selfs as 'n geloof vandag, ons brein daag ons uit met vrae, dis nie snaaks om twyfelagtige vrae te kry nie. En wys hoe jy dit gehanteer, wat se vrae het jy gehad, maar hoe het jy wel altyd uitgekom by die middelpunt dat Jesus waaragtig is en dat die woord waarheid is. En ek dink baie belangrik is, fokus op Christus. Moenie te veel deelneem aan Christendom en kerklike foute nie, want dis baie keer wat hierdie goeie ook aan die gang sit, nê? As 'n groot teleurstelling in die kerk of in Christendom in die algemeen. Baie mense kom vandag uit en hulle sê Christendom is 'n faling, Christendom is sleg en die kerk is so en daar's altyd oral foute en wat baie keer tot hierdie dekonstruksie lei. So fokus op Jesus Christus. Daar is nie 'n groter waarheid in die wêreld, logies bewysbaar as Jesus Christus nie, op verskillende terreine, selfs ongelowige wetenskaplikes erken dit. Daar's nie 'n persoon met meer bewyse as Jesus. Die fokus op Jesus, bring hom terug by Jesus en wat die woord oor Christus sê en ook die waarheid van die woord. En dan praat die liefde en waarheid. Jy moenie soos die luisteraar self sê argumente in gaan en begin beklei nie. Kyk na Jesus hoe hy gepraat het met mense en dan dink ek baie belangrike ding is bid. Bid is nie ons wat die antwoorde kan gee nie. Dis die Heilige Gees wat hierdie werk doen. Ons geloof is 'n genadegawe. En dit word deur die Heilige Gees aan ons geskenk in sy kragtige werking in ons en bly geduldig bid. Dit vir my paar riglyne wees. Ja, is natuurlik, dit kom terug by die punt net dat, hoewel ons het nou genoem dat ons kan ondersoek instel en ons mag en ons moet onderskeidend dink, maar op die eind van die dag het ons die geloof nodig om in Christus te vertrou. En dit moet ons in gedagte hou. En wanneer ons met hierdie persone ook praat, ek wil ook onderstreep wat jy gesê het, laat hy vra en laat ons die gesprekke voer, want ons weet wat is waar. Ons het die waarheid. En ons hoef nie die waarheid te ontrafel nie, ons het dit klaar, ons het die toetssteen, ons het die hoeksteen, ons het die fundament, ons het Christus, en gedurig net die persoon daarop wys, en eintlik ook die vraag aan hom stel, met al die dekonstruksie wat aan die gang is daar 'n lewende verhouding met die lewende Christus? Het jy 'n lewende verhouding met die persoon, met Christus? Ken jy die waarheid? Want jy kan die waarheid ken op 'n baie persoonlike vlak, want dit is Christus, die Here Jesus Christus. Dis nie net 'n rasionele proses waardeur ons gaan nie, maar dis werklike verhouding. 'n 1-tot-1 verhouding met ons Here. So dit sou ek as afsluiting ook noem, om aan te sluit ook wat Jaco gesê het. Herinner die persoon daaraan, luister, die waarheid is 'n persoon. En gaan na hom toe, met al jou vrae. Gaan met al jou vrae. En vra hom. Tot sover, ons hoop ons kon die luisteraar help met hierdie vraag. Belangrike vraag, het heel wat uitgekom. Ek dink dit was 'n sinvolle episode om ook 'n paar ander dinge aan te spreek, en om raak te sien hoe idees gevolge het en hoe ander aspekte in ons samelewing ook eintlik hierby aansluit. Dankie julle dat julle saam gesels het, dat ons saam gedink het. En volgende keer gaan ons ook weer ander luisteraars se vrae hanteer met 'n volgende episode. Soos ons vir ons luisteraars aanmoedig, hou aan om julle vrae te stuur en ons doen ons bes om antwoorde te gee. Tot volgende keer, totsiens.